Hoekom het God alles in 6 dae geskape? God is almagtig en natuurlik kon hy alles oor miljarde jare of selfs in 'n oomblik geskape het, as hy sou wou. God het egter gekies om dit in 6 dae te doen, sodat ons kon sien hoe God wou hê dat ons werksdae teenoor ons sabbatsrus moes organiseer. God vra dat ons werk vir 6 dae en rus op die 7de dag. Nie 'n 7de dag wat ons sommer self kan kies nie. Die woordjie die wat voor 7de dag gebruik word 'n bepaalde lidwoord genoem. 'n bepaalde lidwoord dui altyd iets spesifieks aan. Dit is duidelik dat die skrywer wou hê dat ons moes verstaan dat daar na 'n spesifieke dag, die 7de dag, verwys word. Nie sommer net enige dag wat ons self kan kies nie. Dit is hoekom ons week vandag nog steeds presies 7 dae lank is. Dit is ook duidelik dat die sabbatsrus vir God baie belangrik is, want hy het 'n deel gemaak van sy heilige 10 gebooie. Maar hoekom? Wat is die rede? Is die sabbatgebod nie maar net nog 'n dag nie? Is die sabbatdag nie net nog 'n dag nie? Wat is God se doel daarmee? Wel, daar is 2 redes hoekom God ons beveel om die sabbatdag heilig te hou. Die eerste rede het te doen met die feit dat God ons skepper is. En ons lees dit in Eksodus 20 vers 8 tot 11, waar ons God se 10 gebooie kry. Gedenk die sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. En hier kom die rede. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit geheilig. So die eerste rede wat God vir ons gegee het om die sabbatdag te heilig, is omdat ons op hierdie manier erken dat God ons skepper is en dat ons veral op die sabbatdag weer sal nadink oor sy fantastiese skepingswerk.